Goeiemôre. Julle kyk nou maar na my draf gesig en my honger gesig. Terwyl ek so hardloop vanoggend, toe dink ek, you have to do the thing that you are procrastinating to do so that you can do the thing you've been procrastinating to do. Met ander woorde, ek is lief vir hardloop. Of jy hou daarvan of jy hou nie. Okay. So julle wat nou nie daarvan hou nie. Kom nou net hoor nou maar net wat ek sê. Ek is lief vir hardloop en ek het baie gehardloop. Ek het elke naweek 'n 21 gedoen because I loved it and I could. Toe gebeur daar iets hormonaal dink ek. Ek weet nie. Na die Parys marathon. Asof ek net nie weer kon hardloop nie, maar dis nie my punt nie. Dis nie waarop ek wil fokus nie. So dames, mens wil vir jouself jy vergelyk waar jy was en jy wil doen wat jy gedoen het. En my punt is, as jy nie die ding doen wat jy uitstel om te doen nie, hoe verwag jy van jouself hierdie ding, hierdie lyf, om te doen wat jy nie doen nie? So, ek het byvoorbeeld met die hardloop. Ek moet hardloop om te kan hardloop. So, wat is daai ding vir jou, wat jy uitstel, maar jy verwag dit eintlik van jouself? As jy gister die boodskap geluister het van die storie, wat se storie vertel jy vir jouself, en wat se storie wil jy nou eintlik skryf hierdie week? So, kom ons doen dit. Kom ons doen daai ding wat jy uitstel om te doen, maar jy verwag van jouself om dit reg te kry. Maar jy sit nie die werk in om dit te kan doen nie. Ons hoef nie net van, oefen te praat nie. Julle verstaan dat, of ek hoop julle doen, dis jou lewe, wat jy in oefen doen, it spills over into my spiritual life, into my emotional life, my mental life, just my life in general. So, ek kom met 'n lang pad volgend, maar let us do what you've been procrastinating to do. Tackle that thing, because that is usually the thing that will enable you to do what you've been wanting to do. Yes, dit met jou resonate. Laat my asseblief weet, stuur vir my 'n thumbs up, of 'n vlam, of 'n hartjie. As jy dink my kop raas, is reg, ons stap 'n pad, maar kom ons skryf ons storie hierdie week. Lekker maandag, bye! Hoorie, en toe besef ek is eintlik nie klaar nie. Wat ek ook wil sê, hou op om, nee, ek wil jou uitdaag. Rephrase, skryf jou skrip oor. Daai skrip wat vir jouself sê, ja, maar ek het 5 jaar terug, kom ons gebruik die hardloop, ek het 5 jaar terug soveel kilos 'n week gedoen, ek kan nie nou nie. Skryf dit oor en sê vir jouself, wat kan ek nou doen? Met ander woorde, ek kan nou 'n halfuur 'n dag gaan stap. Ek gaan 'n halfuur 'n dag stap, 3 keer hierdie week. En rephrase dit vir jouself, met ander woorde, hou op vergelyk met die weergawe wie jy was 10 jaar terug, 8 jaar terug, 7 maande terug. Sê vir jouself, ek is hier vandag waar ek is. Jy, hierdie weergawe van my nou, wat kan ek en jy doen? En as jy 'n nuwe insig het, dan vra ons die Heilige Gees sommer nou vir nuwe idees. Om wat kan ek doen en op te hou om 'n vorige weergawe van myself te wil forceer en waar ek vandag is. Jy is vandag waar jy is, ek is waar ek is, maar ek kan iets doen met waar ek nou is. So dankie Here vir insig vir ons om 'n storie te skryf vir waar ons nou is, die weergawe van wie ons nou is. Dis u begeerte dat ons 'n beter weergawe van onsself word, maar dankie is in my storie nou, en dankie vir inspirasie om te werk met wie en wat ek nou is, saam met u. Sommige amen, okay.